Hartlik welkom by AgriMonitor. Ek is Jacques de Tooy, die nuwe gesig en die nuwe joernalis by die landbouprogram, waar ons poog om die boere ingelig te hou. In vandag se program kyk ons na die Agra Speenkalf Kampioenreeks wat verlede week donderdag afgeskop het by die Windhoek skougronde waar Paul Klein, Arnold Klein en Bank Windhoek gepraat het oor die komende reeks. En dan gaan ons bietjie verder in detail daarna kyk in die nuus segment van hier. Dan ook ons volg vir François Steinberg en haar span van Synergy en Enjoy Travel. Hulle is op pad na Botawil in Suid-Afrika waar hulle die Nampo veiling gaan bywoon en vir ons wys wat is die nuutste tegnologie wat daar is. Dan vir die van julle wat belangstel om hulle reis te volg en dalk $1000 Namibiese geskenkbewys van Explorer te kry, sowel as 'n Enjoy Travel lidmaatskap, gaan besoek ons Facebookblad, kyk die plasings daarso en kyk hoeveel windpomp foto's kan julle daarso sien. Dit is meer as een, ek sê julle net nou. Los 'n kommentaar, julle sal sien die plasing is gepin bo aan die Facebookblad. Gelewe 'n kommentaar en dan kom jy in aanmerking vir die kompetisie. Dan vir daai trip sê ons dankie aan Enjoy Travel en Synergy. En nou wil ons net sê dankie aan Synergy Travel, Agra, Shilongo Leather Works, Pick n Pay as ook Poepkewis Toyota wat gehelp het om hierdie reis na Nampo moontlik te maak. En dan onthou die AgriMonitor verskyn Dinsdae, Woensdae, Donderdag en Vrydag in die Market Watch en al drie ons koerante. Be limitless with Phoenix 8. A reimagined design for limitless performance, Phoenix 8 has evolved, featuring either an AMOLED display or an always-on MIP display with a solar charging lens. Phoenix 8 now gives you the choice of spectacular color and contrast, or even greater battery life. And to further amplify its rugged design, Phoenix 8 is now equipped with a rugged sensor guard and leak-proof buttons to protect essential sensors. Phoenix 8 is fitted with an integrated speaker and microphone, freeing you to control aspects of your watch with your voice. Taking it a step further, phone-free voice commands help expand your capabilities when exploring. Extreme battery life gives you unrivaled freedom to explore or train without needing to charge each night. Vast improvements to its integrated mapping capabilities allows for dynamic round-trip routing on runs. Simply set your target distance and go. Phoenix 8 will guide you. And Phoenix 8 allows for sport-specific strength workouts, providing incredible training to help improve performance. Be limitless with Phoenix 8. Only from Garmin. Reg, ons kyk bietjie na die nuus wat in die nuutste AgriMonitor is. Die hoofnuus daarso is wat op almal se tonge is die Agra Speenkalf Kampioenreeks. En ons kyk na die artikel daarso. Hulle sê tydens die bekendstelling vertel die uitvoerende bestuurder van Agra, Paul Klein, dat vir verjaarsdae soos elke jaar, hulle lê sterk klem daarop dat die beoordeling tydens die veilings regverdig en nie bevooroordeel sal wees nie. Hulle werk nou saam met 'n span van voermeester en sover wat die veilings deur die jaar gaan plaasvind, van Junie tot in September, daai 2 maande, gaan hulle probeer dieselfde beoordelers kry waar hulle kan, sodat daar konsekwente beoordeling kan wees. Klein sê ook, hulle is baie positief in 2024 se speenkalfreeks het hulle omtrent 65-67 miljoen Namibiese dollar gegenereer wat terug in die landboubedryf in net hierdie speenkalfbedryf gegenereer is. Maar hy sê met die goeie veiding, met die goeie pryse en 'n positiewe gemoed wat onder die boere heers, is hulle positief dat hulle omtrent hierso so by 85 miljoen Namibiese dollar daarso kan genereer. Dan ook
Hy sê die reeks, 'n groot ding van die reeks is om die koei en die kalfboer in Namibië te ondersteun. Dis 'n hoë risiko vir die koei en kalfboer om in Namibië te boer, maar vir die vleisbeesmark in Namibië, die waardeketting om dit te beskerm, is dit belangrik dat die koei en kalfboere beskerm word, want Namibië kan nie invoer van Suid-Afrika nie, en almal wat dan nou oorgaan na osse toe, as daar nie 'n koei en kalfbedryf is nie, dan is daar nie osse wat die manne kan koop om vet te maak nie. Die reeks is baie gefokus daarop om seker te maak dat die koei en kalfboer die ondersteuning kry om die boer wat deurdruk, die boer wat die uithou vermoë het om ten spyte die risiko en die uitdagings nog steeds 'n kalwer te lewer wat op kwaliteit is vir die plaaslike uitvoermark en vir die Suid-Afrikaanse mark, sodat die vleisbeesmark waardeketting beskerm kan word. En dan ook in die nuus kan julle op ons Facebookblad gaan kyk. Ons sien uit na die foto's en die video's wat daar gaan uitkom saam met François Steinberg en haar span wat na landbou fokus toe gaan. Volg ek daarso vir hulle waar hulle by AgraGo se geriefswinkels in Mariental en Karasburg gaan stop het en 'n bietjie te gaan kyk wat kan die langpad reisigers daarso gaan kry by die winkels. Shannon, hoe gaan dit hier by julle by Go Agra op Mariental? Nee, goed mevrou. Ons is baie bly om vir mevrou hulle hier te hê. Dis altyd lekker om by julle te kom kuier. Dis op Mariental, die dam is vol. Dit lyk sommer mooi, die gras is groen, die lucern word besproei. So dit is vir my baie lekker om hier by julle te kom kuier. Nou wil ek by jou weet, dit is baie koud. Ons is baie lus vir koffie en ek hoor hier is baie lekker koffie, maar ek wil nou asseblief vinnig koffie hê, maar jy moet eers vir my verduidelik wat 'n spesiale aanbieding het julle? Mevrou, ons het die lekkerste koffie in die dorp. So ons het hierdie AgraGo convenience kaartjies, 'n loyal kaart, en dan as mevrou vir elke koffie wat mevrou koop, kry mevrou 'n stiker. O, dan kry ek 'n stiker hier agterop, Dan kry mevrou 'n stikertjie. 4 koffies, na elke 4de koffie die 5de ene verniet. By alle Agra Convenient Co service stations. So ons het 'n kombootjie ook van 'n muffinkie en dan 'n koffie vir $30. Vir $30, dis dan nou hierdie lekker muffinkies. O, dit lyk heerlik. Suurlemoen en papaversaad. Ons het verskillende soorte. En ek sien hier nog, ek eers nie kyk. Blou bessie en wat is hierdie in? Double chocolate. Dubbele sjokolade. Ja. Maar hoorie, ek gaan hom vinnig vol maak, want ek is baie lief vir koffie. Ek moet ten minste 4 koppies koffie in die oggend drink voor ek kan funksioneer. Nee, maar ek gaan hom vinnig vol maak. 4 nou. My julle het nog ander spesiale aanbiedinge ook en almal is op pad Nampo toe. Ons is almal op pad na Botawil. Daar ver in die Vrystaat, ons velskoene en ons Shilongo leerprodukte, ons is reg, ons is reg vir Nampo, vir die koue, en baie koffie, maar julle het almal moet hier aankom wat Nampo toe ry. Wat 'n ander spesiale aanbieding? Okay, ons het nou 'n combo 3 ook. So ons het Pawan chocolate met 'n Simba chippy en 'n 335 ml Red Bull. En want ons moet wakker bly. Ja, ons moet sjokolade hê. En ons moet 'n chippy, ons moet ietsie sout hê want ons is lief vir ons sout en ons moet energie kry want dis 'n ver pad. Ja, mevrou, dan het ons nog 'n slush pappie en 'n chippy en dan 'n lekker pakkie. 'n Lekker pakkie ook 'n combo van ons, mevrou. Ja. Maar julle het baie ander goed hier. So sê gou vir ons hoekom moet mense hier aankom? Hoekom moet ons hier kom stop? Ons kliëntediens is uitstekend. En julle is baie vriendelik. Ja. Vandat ons gestop het by die petrol joggie tot ons wat hier ingestap het, julle is baie vriendelik. Ja, mevrou, dis ons hoe moet ek sê, dis hoe ons kliënte by ons verhou. Ja. So ons hou ons plek skoon, ons hou ons rakke vol, ons is baie skoon. Julle badkamers is
Sure, spotless. Dis baie mooi skoon. Dankie mevrou. Ons rakke is vol, as 'n kliënt iets kom vra en ons het dit, sorg ons dat ons dit kry, want ons wil ons kliënte by ons hou. Ons wil nie kliënte verloor nie, mevrou. Ja. Shannon, baie dankie. Is lekker hier op Mariental en bly altyd so vriendelik asseblief. Ons doen dit so, mevrou. Dankie. Dankie. Feel like I should go. Go. Feel like I should go. Feel like I should go. Feel like I should go. Nee, baie dankie vir die geleentheid Herman en vir elkeen van ons wat hier so is my voorreg om vanaand weer eens met julle om 'n tafel te kan sit en die wegspring van ons speenkalf veilings en die hele reeks te kan deel. Dit is, as jy gaan kyk, dit bly een van die hoofpunte op ons kalender. Dit is een van die goed wat vir ons ongelooflik belangrik is. As ons vat, hierdie jaar begin ons baie vroeg, ons begin op die 10de Junie en ons eindig hier so net so op die draai van September maand. Maar die tyd wat ons die langplat ry, die tyd wat ons baie mense sien, met baie van ons produsente te doen kry. En 'n ongelooflike voorreg om in hierdie land van ons al daai trekke te trek en rond te ry en te kan skouers skuur met die ouens wat die industrie met ons deel of met wie ons die industrie deel. So dit bly vir ons trots, dit bly vir ons een van die lekker geleenthede en Arnold het so vinnig daarna verwys. Maar as ons gaan kyk, dis tog elke jaar is daar 'n borg of 'n tweede borg wat bykom. En ten spyte van die reeks wat groei en die getalle wat groei, die feit dat die borgskappe en die borge dan ook in persoon of in instansie meer raak, bly vir ons regtig 'n groot voorreg om hierdie platform met julle te kan deel. Nou net so 'n klein bietjie as ons gaan kyk, nou vir hierdie jaar, ons wil nie baie goed onthou nie. Kyk, daar is een ding of twee goeders in 'n boer se lewe, jy moet 'n bitter kort geheue hê en volgende jaar is die beste boerderyjaar wat jy het. So ons wil nie graag terugverwys na vir hierdie jaar nie. Maar as ons so vinnig gaan kyk, net vir die van u wat nuut is, vir hierdie jaar so 11.500 kalwers in hierdie reeks verkoop wat spesifiek op die reeks is. Ons doen tussen nog ander veilings, maar vir die reeks so 11.500 kalwers verkoop. En die van julle wat op hierdie stadium veilings volg, sal sien dat daar's 'n redelike prysverskilletjie tussen wat laas jaar gebeur het, hierdie jaar gebeur het. Ons gemiddelde tollieprys vir hierdie jaar, kopprys per tollie, was so $6,200 'n tollie en 'n gemiddelde gewig van so rondom 200 kg. Ons vers is 'n gemiddeld was so $5,100 per kop oor daai reeks op dan nou oor die 11.000 kalwers. Maar ek dink wat die belangrike gedeelte vir ons is, en dis maar weer eens om te wys wat die impak van hierdie reeks is. As ons die uitbetaling op die speenkalf reeks dan nou probeer kwantifiseer, dan doen ons in daai, kom ons sê 6 weke, 2 maande. Dit was vir die jaar so plus met 67 miljoen uitbetaal, net uit daai tydjie uit. Nou as ons teruggaan na die beter jare toe, so hier in 22, 21 daar langs, het daai selfde waarde het gewissel so tussen 82 en 85 miljoen. En dis wat ons graag hierdie jaar weer sal bereik. Maar
dis deels bygedra deur ons kopers. En dit bly vir ons altyd lekker om te kan sê, ons in hierdie proses skep hou dan welvaart daar buitekant. As ons gaan kyk na die beginsel van die speenkalfveiling, dit gaan daaroor om erkenning te gee aan ons produsente, aan daai ou wat, ek wil amper sê die deesdae se buzzword is mas resilience, die ou wat die vermoë het om te kan opstaan na 'n jaar soos laas jaar of 'n jaar voor dit. So nommer 1, daai toewyding, daai kommitment wat ons sien, die poging wat elke ou aanwend om dit wat hy mee boer te probeer verbeter. Daai volhoubaarheid, dit is wat ons graag in hierdie hele proses erkenning aan wil gee vir die ou wat effort insit om daai effort dan nou te beloon. So as ou daarmee gaan, dan kan ons sê, as ons kyk na die geskiedenis en ons kyk na wat ons vorentoe verwag, dis verseker 'n projek of 'n periode waarop ons as Agra en ons as Auctions baie trots is. En ek dink as ons kyk na die landbougemeenskap oor die algemeen, baie trots om deel te wees van hierdie hele poging en ook om deel te neem daaraan. Right, maar nou, as ons kyk na hierdie jaar, en is interessant as jy net hierdie stoep trappies opkom. Die eerste opmerking is dat jy reën gehad, hoeveel reën het jy gehad, hoe lyk jy weiding, hoe lyk jy gras, beesvet, pryse lyk goed, en dis waar ons op hierdie stadium is. Die ouens praat nie meer oor droog en voer aandry. So, as ons kyk daar buitekant, ek dink die omgewing het ongelooflik verander, wat mense aanbetref, wat gemoed aanbetref, die van julle wat veilings bywoon, die gesels, die skouerskuur by 'n veiling, lyk totaal nou anderster as wat verlede jaar was. En daai veilingstoestand wat net soveel beter lyk, die feit dat daar weer vir ons, kom ons noem dit maar hoop is, die feit dat daar weer vir ons 'n ligpunt voor is, voorsien ons dat ons 'n baie suksesvolle reeks weer eens hierdie kant gaan hê. Ons is baie keer bekommerd oor wat die kontantvloei daar buitekant maak, wat daar beskikbaar is ensovoorts. Maar as ons gaan kyk wat op die huidige stadium gebeur, ons kalverpryse is plus minus 30% op van verlede jaar af. Timo sit daar so, hy weet, hy is elke dag moet hy som maak. 25-30% op ons gemiddelde prys, en ons vertrou dat hierdie gedeelte reg deur gaan trek en dit ook gaan bydra tot die sukses van hierdie reeks wat vir ons voorlê. 'n Bekommernis vir ons reg deur lê maar by die nasionale kudde. Wat het oorgebly, wat het ons om mee te produseer, en ek dink dit raak net soveel meer belangrik om terug te belê in hierdie bedryf van ons. Ek dink die deel wat ek vanaand wil uitlig rondom die speenkalf reeks, kom juist daarna toe terug, dat as ou gaan kyk wat is tans aan die gebeur in die land, met slagkapasiteit wat geskep word, 'n droogte wat agter die rug is, baie van ons produsente wat gesê het, maar ons wil wegbeweeg van 'n koei en kalf stelsel af. Die risiko raak te groot. Maar as ons gaan terugkyk, dan raak dit ongelooflike groot uitdaging vir ons, om juist die ou wat in die speenkalfbedryf bly, daar te kan hou, sodat ons op die einde van die dag, die slagkapasiteit wat ons het, kan benut. Dat ons as speenkalfprodusente, so ver as moontlik ons bedryf moet aanpas, ons kalf moet aanpas, ons tipe kalf moet aanpas, om te kan lewer dit wat die mark van ons verwag. Die Suid-Afrikaanse mark gaan vir ons altyd belangrik bly, maar ek dink daar's 'n plek, daar's 'n tyd, dat ons baie meer kan spesifiek konsentreer op ons speenkalwers, om dan hierdie mark te kan bedien, vir die ou wat 'n kalf wil uitgooi ensovoorts. So, daai gedeelte, dink ek, is waar die uitdaging vir ons oor die volgende klompe jare gaan lê. En daar is ons nou altyd daai bekommernis oor hoe lyk die beoordeling, wie doen die beoordeling, wat gebeur. Ons probeer so ver as moontlik om met 'n konstante span reg deur die land te werk, en daar wil ek weer eens vir voermeester sê baie dankie vir die span wat hulle ook beskikbaar maak om saam deur te werk en al hierdie veilings te kan bywoon en te help met die beoordeling. So ons probeer wat is die regte woord nou? Maar ons probeer die risiko van, kom ons noem dit maar biased, so 'n bietjie wegvat deur met een span reg deur te werk, seker te maak dat die standaard ons probeer handhaaf van veiling tot veiling dan nou reg deur gehandhaaf word. So vir voermeester se span, Jaco, baie dankie vir hulle ondersteuning wat dit dan betref. Dan soos ons weet, ons werk gewoonlik ons maar met die voerkalwers, ons veldafrondkalwers en dan ook ons aandeelverse. So daai gedeelte gaan hierdie jaar dan nou dieselfde bly. En aan die einde van die jaar, en ons gaan ook so 'n bietjie onderhandel. Ek het met Jackie bietjie gepraat. Jackie is klaar ingewillig, sy het net sy bedrag nog noem. Maar hier aan die einde van die jaar toe by die gala geleentheid, dan kom ons by die punt uit waar ons die groot pryse, wat ek maar sê, vir die jaar aanbied.
En ek dink dis 'n unieke gedeelte van Agra, is die feit dat ons reg deur die land hierdie kompetisie aanbied, en as jy op die einde van die dag uitstap as 'n wenner binne 'n kategorie, dat jy nasionaal as 'n wenner gekroon word. Ek dink dis vir ons die belangrike gedeelte daarso. So van ons kant af, ons verwag 'n goeie seisoen. Ons verwag goeie getalle. Ek dink ons verwag goeie kondisie van getalle van kalwers spesifiek, en ek dink die kwaliteit behoort hierdie jaar definitief ver bo, kom ons noem dit maar verdenking te wees. En dit blyk vir ons, soos ek gesê het, 'n wonderlike geleentheid om hierdie platform te deel met elkeen van julle as 'n borg, met elkeen van ons produsente daar buite en elke ou wat deel maak, al hoe klein ook al, van hierdie hele byeenkoms en van hierdie hele reeks. So van ons kant af, ons hoop dat hierdie reeks weer eens mense inspireer, mense, wat hulle ek as jy hieris, inspireer, motiveer, en dat ons die veerkragtigheid van die landbousektor daar buite en die ou wat betrokke is in landbou, dan ook op hierdie manier kan beloon. So baie dankie vir die geleentheid, baie dankie dat julle by ons is, en ons sien uit daarna om julle weer by elke veilingskraal raak te loop. Dankie baie, dankie Hennis. Het al ooit die verskywing gemaak van 'n derde wêreldland na eerste wêreldland of van 'n ontwikkelende land na 'n ontwikkelde land, sonder om te doen wat landbou ontwikkel word en 'n streek gevestig word binne landbou nie. Dit is hoekom ons belê en besigheid doen by landbou. So ons glo dat landbou is die sleutel vir die toekoms van Namibië, en dit is hoekom ons belê in Namibië en belê in die land. I just want to single out Agra as an example of how private sector can support the national efforts, creating platforms such as this. The private sector brings agility, efficiency, and a result-driven mindset to agriculture. And when aligned with government and farmers' needs, it becomes a powerful engine for transformation and inclusive growth. So, ons sien uit om te sien wat François hulle vir ons gaan stuur daar uit Suid-Afrika, en ons sien uit om te kyk wat gaan aan in die voorpunt van landbou in Afrika. En dan sien ons ook uit om na die vordering van die Agra Speenkalf kampioenreeks te volg deur die volgende paar maande, en om te kyk wat se topgenetika lewer ons boere daar uit. En ek los julle met hierdie laaste aanhaling vir die boere wat dalk moedeloos was, al is daar nou reën. Net 'n aanhaling van Paul Klein by die bekendstelling van die reeks. Hy sê, elke boer moet 2 lesse hard toe neem vir alle moeilike tye. Eerstens moet 'n boer 'n bitter kort hê, en tweedens moet 'n boer homself altyd sê, volgende jaar is die beste boerderyjaar wat jy nog ooit gehad het. Dankie.